Baie welkom by ons laaste en 6ste preek in ons reeks getiteld die gemeente spieelprent. Ons het nou klomp prente gesien en vandag gaan het oor die gemeente spieelprente. So ek wil vandag 3 goed gaan nou gebeur, want ek wil hier by my bly en laat ons nie versink nie. Die eerste een is ek gaan 'n inleiding gee op hierdie gemeenteprente. Okay, die tweede een, dan gaan ek 4 van hierdie gemeentes met julle deel en hulle stories. En obviously gaan ons gemeente ook, in ons gemeente hier en in Abu Dhabi ook onder die vergrootglas kom en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. So ons gaan vandag die interessante vers raakloop wat vir mense so beautiful is. Kyk, ek staan buite die deur en ek klop. Nee, baie mense sê as hulle gunsteling vers en sê oopmaak vir my sal ek met jou gemeenskapsmaal hou en dis wat ons gaan afsluit. Okay, is hulle reg, die 3 goed. Daar's nommertjies bo, so as jy dink jy's verdwaal, kyk maar net na die nommertjies. Goed. Die gemeente spieelprente gaan dit daaroor dat Jesus die eerste ding wat hy doen voor hy die prente vir hulle wys, dan skryf hy 'n persoonlike brief aan die 7 gemeentes wat op daai stadium daar was. En ek noem dit 'n diagnostiese brief. Nou dis 'n mediese term, hulle maak 'n diagnose van jou as jy siek is en dan kyk hulle hoe lyk jy en dit het Jesus met hierdie 7 gemeentes gedoen. En vandag gaan hy dit met ons ook doen. Nou ek is bly Henty is vandag hier by my want hy is deur baie van hierdie goed wat hulle noem 'n PET scan. Nou toe ek hierdie briewe lees, toe besef ek of wat Jesus doen, hy het die gemeentes die 'n PET scan gedruk en hy gaan ons gemeentes en vir jou ook daardeur druk. Jy lees so vir 20 minute stil, hulle spuit sulke blou suikervloeistof in jou are en dan kyk hulle wat gaan binnekant aan by jou. Want ons wat kanker het, as jy nou daarna kyk, dan die kanker neem die suiker vinnig op, hulle hou van suiker. Onthou dit, nie te veel suiker eet nie. En dan wys hulle vir jou, waar is daar nou nog kanker in jou lyf? Hier is geen skuilplek nie, sien dit alles. Nou dit is interessant, as ons die gesig van Jesus sien, dan lyk hy ons nou so tussen die staanlampe uit, oë van vuur. Maar die symbool is, hy sien alles, en met die briewe, wys hy vir die gemeentes, hoe gesond is hulle, of hoe gesond is hulle nie. Gaan alles oor gesondheid van die gemeente. En gesond genoeg om wat te doen? Om hierdie bome te wees. Is jy gesond genoeg om vir die nasies salf te wees, balsam te wees, skaduwee te wees? En is jy gesond genoeg om die lig te laat skyn? Dis waarteen hy gemeentes toets, want dit is eintlik hoekom gemeentes daar is. So, wat sê hy nou vir jou en vir my vandag? Ek het julle geëntertain om te wys wat gaan aan op die aarde, die drake, moenie bang wees nie, ek het vir julle gewys die hemelprente waarvan julle nou al deel is, ek het vir julle die oorwinning gewys, waarin julle deel, die ou bose slang, die Satanas, het geen kans nie, soos 'n hoender met 'n afkop, en ek het ook vir julle roepingsprente gegee. Nou, sê hy, dit moet oorgedra word aan die mense, en daai taak gee hy vir jou en vir my, maar kollektief gee hy dit vir die gemeentes. En dis 'n ding wat 'n mens baie mooi moet verstaan. Die eerste gesig wat Johannes gesien het, was Jesus wat opgestaan het. Dis die belangrikste moet hy wees, hy leef. Hy sê, ek is die een wat eerste opgestaan het, en ek het die steels van die doderyk, en ek het oopsluit, en vir wie ek het oopsluit, is almal daar. Maar waar staan hy? Tussen die staanlampe, die 7 kandelaar, en dan sê hy, dit is die gemeentes van my. En wat is hulle taak? Hulle is die een wat hierdie fakkel moet bohou, hulle. Nou kom ek vra net vir jou, Openbaring, het jou oupa dit vir jou vertel? Het jou ouma jou daarvan vertel? Oupa Grootjie? Wat van jou ma en jou pa? Het hulle vir jou iets daarvan gesê? Wat van 'n pel? Het jy 'n fliek gesien daaroor? Nee. Waar hoor jy daarvan? In die kerk. Want ek sê die Openbaring word in die regterhand van God vasgehou. Daai sterre. En die Openbaring sê ek is 'n engel. My dogtertjie het my eendag gevra, Doreta, papa, is jy 'n engel? Toe ek onseker om vir haar te sê ja. Hulle sê ek is 'n engel, want 'n engel die ou sê my skoonma is 'n regte engel, toe sê die ander een, nee, myne leef nog. 'n engel
Dis wat die woord evangelion beteken, is die draer van die boodskap van die goeie nuus. En met my gawes is ek veronderstel, my taak is om vir julle dit bekend te maak. Hoekom? Sodat julle dit vir ander mense kan bekend maak. En om dit te doen met 'n gemeente gesond wees. En hy kyk nou met hierdie oë na hierdie 7 gemeentes. Want ek kyk ook na gemeentes om my en ons eie gemeentes en dan vra ek myself, is daar liefde en is daar getuienis? Is die stoele, het gaan nie oor die sagte stoele, die baie lekker koffie en die mooi sterk projektes nie, nee. Dit gaan oor die 2 goed, dit gaan oor die boom. En nou sê ek het alles vir julle gewys, maar nou moet julle weet, julle moet gaan en vertel. En ek dink ons, jy weet, ek self is baie krities oor die kerk partykeer, mens kan wees, ons moet net onthou, dit is die instrument van God, die al die eeuwige heen gewees, wat die lig gebring het. Daarom moet hy die belangrikheid van die kerk altyd onthou, en van ons gemeentes. En om dan nie net by te woon nie, maar jy word 'n lid, jy is die gemeente. Nou hierdie 7 gemeentes waarvan hy praat, het in Klein-Asië gelê wat vandag Turkye is. As jy by kaartjie kyk, dan lê die 7 gemeentes daar. En weet jy wat, jy kan na al 7 dorpe toe gaan wat lê in stede, en daar steeds nog iewerste iets daarvan in Turkye. Ek gaan vandag van julle wys. Ons gaan vandag net na 4 van die 7 kyk, wat ook al 'n groot hap is, maar ek sal dit probeer eenvoudig hou. En jy sal sien, daar is prente van die oorblyfsels, en daai prente wat ek vir jou gaan wys. Byvoorbeeld hierdie prent is in Efese, as jy daar kom, het hulle hierdie is die biblioteek herstel. En die biblioteek is ongelooflik belangrik in die storie wat Jesus vir hulle skryf, die brief, dat hulle moet onthou, toe hulle hom die eerste keer lief gehad het. En dis wat die biblioteek doen, hy help jou om te onthou. So, al 7 gemeentes het prent, en ek sal dit vir julle verduidelik, maklik om te onthou. Maar wat hy doen, hy evalueer elke gemeente. Nou, toe ek en my bruid nog jong getrouwd was, het ons ook maar gestriewel, want is nou hierdie 2 wêrelde wat in een kom. So elke nou en dan het ons 'n evaluering gehou. Jy doen dit as jy ry in die kar, sodat die een wat kwaad word nie kan uitspring en weggaan. So, dan sê ons vir onsself, wat doen ons goed in die huis, in die huwelik? En die slegte een is, wat doen ons sleg, verstaan jy? Jy bel my nou nie partytjies, dus jy ry nie, jy nooi mense sonder om my te sê, daai goed. En dan is die vraag, wat kan ons beter doen? En so werk jy aan die huwelik, en ons is nou al 57 jaar getrouwd, denk ek, of weet ek hoe lang het is, net voel soos 'n ewigheid. Maar dit is hemel op aarde, so dan is dit 'n ewigheid. Maar nou kom hy na hierdie gemeentes toe en hy doen dit. En hy sê vir elkeen van hulle, wat hulle goed in is, wat hulle sleg in is, en wat hulle beter moet doen. En as hulle dit nie doen nie, gaan hy die lamp wegvat by hulle. En hy het aan die einde, daai gemeentes, no more. Maar goed, dit is nou ook al 2000 jaar gelede. So in hierdie spieelprente dan, gaan ek wou nie 3 vat, maar ek kon nie Philadelphia uitgelos het nie. So al die andere 2 prente, in Philadelphia het net 1 prent. En die rede is, dat die Here toe hy daai PET-scan doen by hulle, toe sien hy daar is niks fout nie. Niks fout nie. En ek dink ek sien bietjie 'n deel van daai gemeente by ons, maar ongelukkig ook deel van Efese, Sardes en Laodicea. Is dit reg so? So wat ons vandag gaan doen, ons gaan hierna kyk, ek gaan jou die idee begelei, en dan gaan ons ook bietjie ons eie gemeentes daarin speel. Ek preek het nou hier, en dan gaan ek het nou later vandag ook in Abu Dhabi preek. En wat ons gaan agterkom, en ek wil dit vir julle sê, dat soos in ons lewens is daar in gemeentes ook heeltyd 'n stryd oor die beheer van die denke. Al die dorpe, al die gemeentes is die name van die dorpe. Soos die gemeente in Efese en Philadelphia en Sardes en Laodicea. Jou gemeentetjie ook, jy sê in Witbank Suid gemeente, of weet nie wat, Pietersburg Noord, of die moedergemeente van Emalagleni, of wat dit ook al is. So die dorp, sê bietjie waar jy is, dat mense kan wees, dieselfde hier, maar 'n dorp of 'n stad het 'n persoonlikheid en hy het 'n aantrekkingskrag. En dis wat Openbaring vir ons verduidelik het, ons gekyk na die vrou op die rooi draak, en dan sê Openbaring, daai vrou is die stad Rome, die ou Babylon, wat mense so begeester, dit maak hulle dronk. En die draak waarop sy sit, is die empire van die Romeine. En so moet ons weet, ons bly in stede. Van julle wat hier sit, bly in Abu Dhabi, ander bly in Dubai, en 'n stad het 'n aantrekkingskrag, en jy gaan sien,
Die stede wat nie goed doen in die PET-scan nie, is hulle wat hulle oog nie heeltyd op Christus hou nie, maar toelaat laat die stad hulle intrek. En dit kan maklik met ons ook gebeur op 'n sekere manier. So my broer en suster, ek het nie jou in gedagte gehad toe ek vandag enigiets uitgewerk het hier nie. So as die skoen pas, trek hom aan. Dis die Gees wat nou hier praat, dis nie ek nie, ek is die engel, die boodskapper. Ek wil 'n laaste ding sê voor ons nou by die tweede deel aankom. Hierdie briefies lees jy in hoofstuk 2 en 3 van Openbaring. Ek het dit aan die einde gedoen, want ek sê as jy dit gesien het, is die vraag, is ons gesond. Elke briefie is net 4 of 5 verse lang. En almal dieselfde. Jesus sê, aan wie skryf hy dit? Hy skryf dit aan die engel van die gemeente van Efese. Hy moet dit vir die mense gaan lees, dis die dominee, die leraar. In die Bybel word vertaal met die leraar. So dis aan wie? Van wie kom dit? En dan staan verskillende benaminge. En dan dink ons aan Jesus, die een wat tussen die staanlampe staan, dan sê hy, of die groot amen, of die een wie sy oë met vuur kyk, of die een wat die leraars in sy hand hou, hy praat nou met julle. Dis nie Johannes nie, dis hy. Hy het vir Johannes gesê, hierdie moet geskryf word, en dis hoekom hierdie ook 'n brief is. Dan sê hy wat hy sien, hy sê ek kan alles sien. En dan dissekteer hy hulle, en jy sal net sien wat hy vir hulle sê. En wat so mooi is, hulle verstaan baie goed wat hy sê. Baie goed wat hy sê. En dan sê hy vir hulle wat hulle beter moet doen. En dan sê wat die beloning is. En die beloning is klomp goed, soos jy sal saam op die troon sit, of jy sal, jou naam sal een van die pilare in die tempel wees, of jy gaan eet van die blare van die boom van die lewe. Ek wil ons sommer net sê, as jy dit lees, maar ons gaan vandag fokus op wat hy sien, en wat daar beter gedoen kan word. Reg so. Goed, en dit gaan ons doen met hierdie 7 gemeentes. Wat ek gaan doen om dit maklik te maak, ek weet ek moes eintlik net 1 gevat het, en toe dink ek 3, en nou sê ek by 4. So dank Vader vir julle, ons het nie 7 gevat nie, want die ou se brein, my kan nie 3 goed lekker onthou, maar jy kan dit dan strek as jy nou moet, so ek wil dit nou maklik maak, so ek gaan elke keer 'n opsommingkie gee, soos as ek nou begin by die gemeente van Philadelphia, wat ek gaan begin, gaan dit daar staan, en dan gaan ek na die tyd na Efese toe gaan, en Sardis, en dan na Laodicea toe. So dis die opsommende papiertjie wat jy nodig het. Maar ek gaan bietjie dieper induik, net vir die prettigheid daarvan. Is dit reg so? Goed, ons begin met Philadelphia. Weet julle waar verstaan Philadelphia? Yes. Ja. Wat is die Griekse woorde waarvan dit afgelei is? Phile en Delphi. So Phileo is ek het jou lief, en Delphi is boet. Maar mooi, Jacques. So, dit is en daar is so Philadelphia in Suid-Afrika ook. By Philadelphia sê Jesus vir hulle, ek sien julle het min mag, maar julle verstaan my liefde. En al wat julle moet doen, is hou so aan om lief te hê, want dan is daar getuienis. Nou, hier's 2 goed wat ons sny met al die ons gemeentes in Dubai en Abu Dhabi. En dit is, dat hier, die eerste is dat ons nie mag het nie. Kyk, dit raak nie vir julle soos dit vir my raak nie, maar hier is net 10 wettige kerke in hierdie land. 10. Ons kan hier kerk hou, omdat ek 'n priesvisa by die Anglikaanse kerk het. En ons moet permitte kry elke 3 maande, om vir die 3 maande kerk te hou. En as hulle sê nee, dan is ons weer op een of ander vreemde dag daar in die kerkgebou van Jamalali. Die van julle wat daar was, die Saterdag aande 5:00, wanneer jy rugby kyk, bier drink en sulke goed, dan hou ons kerk daar. So ons het nie mag hier nie. Jy weet dit, jy het ook nie mag hier nie, jy's 'n gas in die land. Maar wonderlik om hier te wees. Dieselfde met hulle het geen mag gehad in die land nie. Maar hulle verstaan die liefde. En ek wil vandag vir julle waar ek staan sê, in hierdie 2 gemeentes is daar baie liefde. Kom ek sê vir julle waar sien ek dit, en jy kan ook my verskil, as jy wil, maar ek sien as julle hier kom, moet ek julle stil maak, want julle praat aan mekaar, so bly as julle mekaar te sien. Julle laat my dink aan die 2 vrouens wat 30 jaar in die tronk opgesluit was, een het bo geslaap en een onder, en hulle word op dieselfde dag vrygelaat, en toe hulle wegstap, toe omhels hulle mekaar baie bly, en die een loop in sy draai om te sê, hoe is ek het nog nie dit vir jou vertel nie.
Julle laat my daaraan dink, julle is so lief vir mekaar, ek kry nie stil gemaak eintlik. En ons lag saam en ons huil saam. Ons doop kinders nie en dan is die partytjie nie eens oupas of oumas nie. En as iemand doodgaan van ons, dan gaan bly mense in die huis by hulle, tot hulle mense nou van ver af kom. En ons het 'n kostrein wat loop. Dis ongelooflik hoe lief mense is, en jy neem mense in die huis en dan bly hulle 'n maand by jou. Partytjie 2 maande of 3 maande. Of jy gee vir 'n ou, wat vir jou bokse gee, sit jy in die hotel op, en jy sit hom in die hospitaal, en jy kyk na hulle. Dit is net ongelooflik die liefde wat hier is. En dan die ondersteuning, en ek sien nie die liefde by geloofsfamilies. Dis die plek waar mans vir my gesê het, toe ek siek was, ek is baie lief vir jou. Mense sal sê, hulle hou van die deur, en daai sê, ek is baie lief vir jou. En by die Bybelstudiegroepe, waar die dames veral is, weet, ek gaan so en dan gesels ons vir 2 ure lang, en dan praat die vrouens ook aan mekaar, en hulle kyk met liefde na mekaar. Nie ongeduldig of die goed wat hulle sê, en dis eintlik amazing. En by die manne gebeds sessies wat ons het in die woestyn, is dit deernis wat daar is, te luister na mekaar so seer, te bid vir mekaar. En dan is daar ook, julle wat na die gemeente kuiers te kom, jy kan met ander ouens kuier, maar ek wil by die gemeente kuier. Retief, de Wyes wat oorlede is, hy het vir ons by die werk gesê, ek het familie hier, maar julle ken hulle nie. En dan sê, dit is die kerk en sy geloofsfamilie gewees. Hy het sê, dis my familie. En dan, die ander ding wat julle ook het, is 'n liefde vir die verlore wêreld. En dis iets wat die Gees in jou sit. So, nou sê Jesus vir hulle, die wat volhard in hierdie liefde, sal pilare in my tempel word, en hulle sal die tempel nooit hoef te verlaat nie. Nou, al wat oor is van daai gemeente, 2000 jaar daarna, is hierdie 2 pilare, staan nou nog daar. Dit is net amazing. Die mense is die met daar, maar dit is 'n symbool van die wat geglo het. En nou wat in die Mandorla glo, of weet, ons leef nou al in die hart van God. Ek wil Johannes sê, wie sy gebod van die liefde gehoorsaam sal beleef, dat hy in God bly, en God bly in hom, of in haar. So, dis wat ek elke dag beleef. God is nie net goed vir my nie, hy is nie net liefde nie, hy is in my, en ek is ook in hom. En, weet, ons dink is snaakse woorde, maar as jy ou en 'n meisie sien, sê, they into each other. Hulle is in mekaar se lewens, soos God in my lewe en ek in sy lewe. En dan sê hy, jy hoef nie eendag dood te gaan en bang te wees nie, jy stap oor in die groter hemel in. Dis wat hy vir ons sê. Nou, ons het laasweek na Ayhan Hersey Ali se getuienis kyk, hoop van julle het verder gekyk. Sy sê op 'n stadium vir Richard Dawkins, die ou wat ons nou nie glo nie, en dis haar goeie vriend, sy sê hy is haar mentor. Sy sê, sy sien Christene, they've got this obsession with love, sê sy. Hulle is obsessief oor die liefde van God. Dit moet jy altyd oorwin. En dis ongelooflik tydjie om te sien wat ongelowige en Satan-aanbidders oor ons geloof sê en oor ons. Hulle sien baie beter wie ons is as wat ons het self sien. En ek sien iets van daai obsession of love in hierdie gemeentes. Well done. Die eerste gemeente. Dit is die gemeente van Philadelphia. Tweede gemeente, nou raak het bietjie erger, is die gemeente in Efese. Nou Efese was 'n baie belangrike hawestad, daar is ook 'n brief geskryf aan die gemeente in Efese deur Paulus, die enigste een van die 7 gemeentes wat ook 'n brief van Paulus skryf, maar hierdie brief kom van Jesus af. Hy sê vir hulle, ek sien julle doen goed om die kwaad uit die kerk uit te hou, maar ek sien julle is ook baie besig met die dinge van die Here. Maar ek sien, julle is nie meer so besig met die Here van die dinge nie, is wat hy vir hulle indirek sê. Julle ken mos daai uitdrukking, nee. En hy sê, julle sal moet besig raak met die Here van die dinge. So, die een prent ek vir julle hier wil wys, is hierdie tempel. Dit was die grootste tempel in die hele Romeinse ryk vir die godin Artemis, of wat ons ken, Diana.
Die Romeine het haar Diana genoem, die Grieke was voor die Romeine, en hulle het haar Artemis genoem. En hierdie tempel wat daar gebou is, ek dink die ruler van Lydia gebou, 500 jaar voor Christus, daai gebou het 1000 jaar gestaan. 1000 jaar. Ek dink van die oudste gebou in die wêreld, Hagia Sophia, wat eintlik daai Christelike groot kerk is, wat staan in Istanbul vandag. Hierdie plek was 130 meter lang, dis langer as 'n rugbyveld. Hy was 34 meter wyd. Hy was 18 meter hoog gewees. Hierdie is omtrent 2 meter. Hy was 18 meter hoog gewees. En hy het 127 kolomme gehad. Is 'n verskriklike mooi gebou. Toevallig, hoeveel pilare staan nie in Abu Dhabi by die Grand Mosque? Weet julle? 1200. En ons 84 domes daar, is 'n indrukwekkende gebou, maar hierdie was vir daai tyd iets ongelooflike gebou gewees. En die gebou was vir die god van die wilde diere, jag en vrugbaarheid. So jy het soontoe gegaan, as jy wil vrugbaar word, dan jy gaan bid. Daar is sprake daarvan, ek kan dit nie meer lekker bevestig nie, dat daar ook jy weet, tempelprostitute mans en vrouens was, wat as jy dan by hulle slaap het, hulle geglo, hulle maak jy ook vrugbaar. Wat daar wel was, is ook daar sulke standbeeldjies gemaak, wat so lyk, met ek kan dit nie anders sê nie, laat my aan die blou bulle doen, maar uit sulke balle wat om my hang, dis wat jy daar sien, wat vrugbaarheid eintlik uit, ek wys my net wat ek sien. So, Paulus het hierdie goed, ons lees in Handelinge 19, dat hy praat van die tempel van Artemis, wat gebeur het daar, hy het begin preek, oor hierdie God, Jesus Christus, wat aarde toe gekom het. Toe is daar 'n smid, goudsmid, sy naam is Demetrius, toe sê hy vir die skare, as hierdie ou so aangaan, en al hierdie mense wat hier sit, gaan gelowiges word, Christene word, weet julle wat, dan is ons uit besigheid uit. Toe sê hulle, nee, dit kan nie, sê, wat moet ons doen? Sê, kom ons jaag om die see in, from the river to the sea. En nou, Paulus, hy het gevlug vir sy lewe uit Efes, hy het op 'n klippe gegooi, hy moes net voetspore maak, want hierdie was 'n belangrike tempel wat daar gestaan het. Nou weet julle, hierdie paar Christentjies, dalk 80 of so, hulle leef heeltyd onder hierdie tempel. Nou sê Jesus vir hulle, julle werk hard, en julle hou die slegte mense uit die gemeente. En hy praat spesifiek van die Nikolaïte, wat 'n leier gehad het, Nikolai. En hulle noem hom ook, soos die Bileamiete gewees, want in Nimeri was daar 'n man gewees, wat 'n profeet was, wat gesê het, hulle, dis nie so verkeerd om God van Israel te aanbid en ander gode nie. En daarom praat hulle van die Bileamiete, wat ons ook in een van die ander briewe kry. Hy sê, julle doen goed om hulle uit te hou. Hy sê, maar, julle het my nie meer lief, soos in die begin nie. Weet daar, hy praat eintlik van die verliefdheid wat hulle gehad het, hy sê, dis nie daar nie. Hy sê, want hoekom? Hy sê, al julle krag, al julle energie en tyd, gaan in om die Nikoliete uit die gemeente uit te hou. Hy sê, dis goed en wel, maar dit moet nie so belangrik wees nie. Hy sê, ek is belangrik. Hy sê, wat julle moet doen, is julle moet julle self bekeer. Bekeer is nie net vir heidene nie, bekeer is ook vir gelowige mense, wat in daai woord metanoïte het ons opgetel in Matteus 4 vers 17, wat hy sê, meta is begin anders te dink as wat jy altyd gedink het, en verander jou denke. En dit gaan net gebeur as jy weer dink, en onthou wie ek vir jou was, toe jy my die eerste keer ontmoet het, toe dit duidelik was vir jou, en hoe lief jy my toegehad het, dis waaraan jy weer moet dink, en dis wat die biblioteek nou inkom. En die biblioteek staan nou nog daar. Artemis is gone. Daar is een pilaar oor. Maar hy staan nou nog daar om sê, as jy onthou wie ek is, en dit nooit vergeet nie, dan sal jy beleef, dat jy genoeg liefde het, en dan sal jy ook lig kan wees. Nou, jy weet, nou wil ek bietjie dink, hoe pas hierdie plek in? Nou, waar staan die hoogste toring op hierdie stadium in die wêreld? Hier. Hy is hoog, maar lyk my, die koninkrykie langsam, the kingdom, wil 'n hoër een bou. Ek weet nie, jy sê, hoe vorder hulle met die toringkie? Hy het hom gestop, ja, want hy is duur. Waarvoor staan hierdie toring in Dubai? Wat wil hulle vir die wêreld sê? Dat hierdie stad is ryk.
Die koninkryk hier langs, dan kan nie eers so 'n toring bou nie. Ons het hom gebou. En dit is 'n groot en 'n moeilike gebouetjie daai. Dit is nie 'n toring en daar bly mense. Finansiële sukses. En weet julle wat kan met ons hier gebeur? Baie maklik. Of kom ek sê, wie veel het Dubai Bling gekyk? Okay, nee, dit kan ook 'n belydenis wees, of 'n skuldbelydenis. Maar goed, die Dubai Bling, ja, baie dankie. Daai vrouens, hulle kom meeste uit van Libanon af. Sy begin om te sê, ons kom Dubai toe om ryk te word, sê. Jy is stupid as jy hier na toe kom, jy is arm, en sy sê, kyk na ons almal is miljonairs. Uit eie reg, besighede hier begin. En dan gaan die reeks aan, en jy kan, is mos nou verskriklik om te sien wat se geld hulle spandeer, die karre wat hulle bly, en dit is die mense wat by die huis sien hoe leef mense hier. En familielede sal vir jou sê, maar jy is mos nou lekker ry, kyk die groot kar wat jy ry. Julle gaan op alle ander vakansies. Maar dit lyk so, en daar is niks fout om 'n groot kar te ry of op vakansies te gaan, hè. Maar jy moet net nie in die ding verval, dat jou rykdom al jou tyd en jou energie vat, hè. Dat jou rykdom om hier te kom haal, en daar is ook niks fout om geld te maak nie, maar dat dit die kern van jou lewe word nie. Want dan sal jy ouens teenstanders onder die grond trap, jy sal al jou tyd spandeer om geld te maak, nie by jou familie uit te kom nie, nie by jou gesin uit te kom nie, maar dit gaan oor geld maak, 7 dae 'n week sal jy werk, en probeer ten alle koste, en dit is wat jou waardes ook dryf. Justin sit hier by my, het in 'n besigheid gewerk, waar die ouens begin steel het om hom, heavy. Dan praat ons daar, en sê ek, Justin, waardegedrewe werk is wat lang sal aanhou. En dan is dit nou verskriklik, as daai ouens miljoene dirhams kry, en die geld word aangedra, en jy besluit om nie daai hand te vat, he. Dit vra, aantrek as jou pas. Dis wat geleerdes sê, jy kry die komkykers. Ek was ook 'n komkyker op my dag, toe ek baie jonk was, en dan kry jy die navolgers, en dan kry jy die disciples. Nou, disciples is mense wat sy oog op Jesus gehou word. Disciples is mense wat sy liefde sien en hom lief het, en hulle prioriteit en hulle tyd rig rondom die koninkryk van God. Dit is disciples. Hulle is daar en in die kerk op Christus se terme. Want navolgers is mense wat daarop is op hulle eie terme. So as die dominee iets sê wat skeef klink, dan val hulle hom aan. Ek praat met myself nie, hulle het my ook al aangeval, toe ek eendag oor iemand gepraat het in die skade van drank en alkoholiste toe. Sy sê, is 'n goeie dominee, maar hy maak sulke uitlatings. Ek probeer, wie dink 'n alkoholist is goed vir enige familie? En as die een is, moet jy tot bekering kom. Dat jy beskadig almal om jou, of enige afhanklikheid maak dit eintlik. Soos Petrus, wat die leier van die eerste kerk was, voor hy disipel geword het, was hy 'n navolger van Jesus. Toe Jesus nou die mense by mekaar maak, man, hulle was later baie, daar's 5000 in die kerk, toe sê hy, ek wil net vir julle sê, ek gaan sterf en ek sal weer opstaan, sê, wow, nee, wacht, hy vat om een kant, hy sê, moet nie dit sê vir die mense, hulle gaan loop, kijk, ons bou 'n besigheid, jy is ons hoofpilaar. Wat sê hy vir hom? Gaan weg agter my Satan. Petrus wil op sy eie terme in daai ding gebou het. En wat het hy op die einde gedoen toe hy nou treasure was? Hy verraai vir Jesus. Dit is die navolgers. Napraat is, en ou kom en ek verstaan, jy is nie daar 'n disipel nie, maar jy is hier op jou terme. Die erger een is die komkykers. Mens wil deel wees van 'n massa, jy is besig om dit te maak, jy het mense nodig. So wat jy doen, jy sluit aan by 'n kerk, is 'n goeie plek om goeie mans en vrouens te ontmoet. Maar jy kom kyk wat jy kan kry en jy gee niks en nie behalwe jou teenwoordigheid. En almal was daar. Ek en Susan was ook so toe ons jonk was. Kom net by die kerk. Wil nie ek nie eintlik tyd om in te skakel nie, want ek het heavy baie pelle, ek het 'n sosiale program, my geld is min. Ek kan nie nog 'n 10e vir die kerk afstaan nie. Ja. So wat vra Jesus vir Petrus voor hy hom uitstuur? Hy maak, wat doen hy? Het hy opgestaan? Het hy opgestaan en doen hy moeite met hom? Hy maak vir hom ontbyt op die strand. Lekker bokkomson gebraai. Toe hy klaar is, sê ek, kan ek jou bietjie iets vra? Hy vra hom net een vraag en hy vra dit 3 keer. Wat vra hy vir hom? Het jy my lief? Het jy my meer lief as die ander? Want as jy dit nie het nie, kan jy nie leier van hierdie kerk word nie.
Toe sê, ja Here, U weet dat ek U lief het. Sê nou maar toe. Dit is presies wat hy vir hulle sê. En dan sê hy vir hulle, as julle dit kan regkry, om weer te onthou, hoe lief julle my gehad het in die begin, dan sal julle beloning wees, julle sal eet van die blare van die boom van die lewe in die paradys. En so sien jy hoe vloei openbaring in mekaar. En ek wil vir jou dit, nee, die Heilige Gees wil jou vandag vra, namens Jesus, het jy my lief? Het jy my lief genoeg, dat ek die kern van jou lewe is? Want alleen dan is jy gesond genoeg, dat ek hierdie boodskap vir jou kan gee om aan te gee. Dis al hoekom jy het sal doen, ongemaklike gesprekke sal hê. Nou gaan ons na die derde gemeente toe, Sardes. Hy sê vir hulle, julle ry op 'n reputasie. Julle dink julle is lewendig en great stuff, maar julle is geestelik dood. Hy sê, skrik wakker en beleef weer die lig van die evangelie. Nou vir ons beteken dit nou van die goed wat hy sê. Daar's twee prente wat ek vandag vir julle gaan uitwys wat dit sal dui. Die een is 'n gimnasium, wat nou nog daar is, een van die grootstes, en die berg Tumulus. So hierdie stad was 'n belangrike stad gewees, dwars deur die geskiedenis van die wêreld. Want hy het gelees, kyk daar Sardes, het hy gelê op hierdie Persian Royal Road. So dis waar al die ons petrol ingegooi het en water geskep het vir die kamele, vir die donkies, en dan het hulle verder gereis daar, so is 'n baie belangrike stad gewees. En hierdie stad het 'n groot naam gehad, want dit was die heel eerste stad in die wêreld waar munte gedruk is, 635 voor Christus. Dis soos hierdie stad met sy hoë toring. Dis die hoofstad van Lydia gewees, 'n groot, magtige ryk. Dit was die rykste man op aarde, Croesus se blyplek, Sardes. Hy het die 4de grootste tempel gehad van Diana, en hy het een van die grootste gimnasiums gehad. Van hierdie ouens wat in die Olympiese spele deelgeneem het jy daar daagliks gesien rondloop en diskusse en gewigte gooi. So hulle het 'n naam gehad, nou sê hy vir hulle, julle gemeente, het ons hierdie naam dat julle ons nou wild is hier in die dorp, net soos die stad. Julle het 'n naam en 'n reputasie dat julle lewe, maar geestelik is julle dood, sê hy. Wat is nie daar nie? Daar is nie liefde nie. Daar is nie getuienis nie. Nou sê hy vir hulle, julle sal moet wragtig wakker skrik. Hy sê, en dink daaraan, hoe die evangelie ontvang het in die begin en daarna geluister het. Jy moet weet daai tyd, net soos hy ook vir die gemeente van Efese, onthou daai eerste liefde. Ek doen dit baie keer met kappels wat sukkel, en sê ek, vertel my bietjie toe julle mekaar ontmoet het, man, dan word daai oë sommer so sag, jy weet, en sê, ai, sy was so mooi gewees, soos 'n lammetjie het sy daar gestaan, en ek het haar gaan vat, en sy sê, o, hy het soos 'n leeu daar gestaan. Jy weet, mense, en dan sal hulle sommer weer lief vir mekaar, as hulle terug gaan so intoe. Hy sê, en as julle nie wakker word nie, en wakker skrik nie, sal ek in die nag soos 'n dief kom, onverwags na julle toe, en dan skrik hulle. Maar wie wat het gebeur? By daai berg Tumulus, het hulle, in 215, soos 200 jaar voordat hulle geleef het, die storie was vars, het Antiochus III die stad beset. Maar hy kon in 2 jaar die stad nie inneem nie. Jy weet hoe dit was, daai vesting het hulle gehou daarbo. En hulle het nie geweet hoe dit moontlik is, dat hulle genoeg water en kos het heeltyd nie. En toe een oggend, toe staan een van die wagte daarbo, hulle sê, die helm het opgehaal en hy val af, en die helm het lê daar, en het plan niemand nie. Maar die volgende oggend, toe is daai helmet nie meer daar nie. Toe sê hierdie soldaat van Antiochus, ons het nie daai helmet gevat nie. Hulle het hom gevat. So ieweste het hulle kanale, tonnels wat hulle kan inkom. En toe begin hulle tonnel soek. En hulle kry daai tonnel. Ver daar vandaan. Dis hoe hulle oorleef het. En of in die nag toe hulle wakker skrik, toe staan daar. Binne op die berg. En hulle vat vir hulle. En dit was 'n bekende storie geweest, en Jesus sê, dis dieselfde wat met julle sal gebeur. Soos 'n dief in die nag sal ek kom, en wat sal ek vat? Julle lampstander. Julle sal nie meer in my gemeente wees nie. En dan sê hy, as julle dit kan regkry, om wakker te skrik en weer lief te hê, sal julle wit klere dra, en julle name sal altyd in die boek van die lewe opgeskryf staan. En dit vat ons na Openbaring 7 toe.
En die Gees wil vir mense sê, is jy wakker? Is jy geestelik wakker? En soveel so dat jy nie die bose toelaat om die lig en die vreugde by jou te steel nie. En dit gaan oor moeilike tye wanneer jy by 'n ma se siekbed staan wat baie ly. En dink, hoe is hierdie ding moontlik dat God dit toelaat? Weet, al daai goed kom na jou toe terug. Dwars deur dit is jy getrou en jy onthou dat God is liefde, God is goed, God is groot en ek is nou al veilig in sy hand. Dit is die derde gemeente. Nou wil ek julle bring by die vierde gemeente. Die gemeente waar hy vir hulle sê, julle is ryk, maar julle is lou warm. Soos water wat ek uit my mond wil spoeg, sê hy. Hy sê, ek klop aan die deur, ek wil inkom in by jou gemeenskap hê, want dis wat jy nodig het. Hy sê vir hulle, hy begin om te sê, die groot amen, sê Jesus, sê ek weet wat julle doen. Julle is nie koud nie, maar julle is ook nie warm nie. Julle is lou warm, en daarom gaan ek julle uit my mond uitspoeg, dieselfde, ek gaan die lig by julle wegvat. Ek vertrou julle nie meer nie, want julle is nie koud nie, so ek kan nie daarvan aankla nie, so Sardes dat nie wakker is nie, maar julle is ook jy is nie warm, soos wat die gemeente in Philadelphia is nie. Nou, wat 'n ou moet verstaan, hulle het baie mooi verstaan wat hy sê. Susan staan nou by die stad wat oor is van hierdie magtige stad Laodicea, baie ryk gewees, baie goud gehad. Kyk, as jy daar uitkyk tussen daai twee pilare deur, omdat hy sê ek moet hierdie kant wys, is daar wit daar agter, sien julle dit? Daai plek wat jy daar sien, is hierdie plek wat hulle noem die Pamukkale, die Cotton Castle, en dis warmwaterbronne. Op my jong dag het ek nog geswem in daai bronne. Dis hoekom hulle nou nie meer wit is nie, is nou swart. Te veel mense het in hulle geswem, maar het was ongelooflike fyn watervalle, want dis is pragtig wat daar afloop. So wat hulle gedoen het, hulle daai water reglei vir 5 km na Laodicea toe. Maar dis warm as jy daar swem in. So dis is 'n gesonde bron. Maar as hy dan daar by hulle uitkom, is hy nie koud nie, maar hy is ook nie warm nie, hy is lou. En niemand wou dit gedrink het nie, want wie drink nou lou water? So hy sê vir julle, soos die water wat hier afloop. Maar hy sê, ek weet wat het gebeur. Julle sê vir die mense, ons is ryk, nie ons is skatryk, sê hy. En ons het niks meer nodig nie. Maar julle is eintlik kaal, sê Jesus. Koop by my goud, wat deur vuur gelouter is. Koop vir julle wit klere aan en sit oogsalf aan, sodat julle kan sien. Wat kan sien? My liefde kan sien, sê hy vir hulle. En dis interessant dat hulle het ook van hierdie wit stof gevat en dan hulle wit salf gemaak, dit gemeng met iets soos olyfolie. En dan hulle oë gesmeer en hulle sê dit het hulle oë beter gemaak of droog gemaak. So hy sê vir hulle dit, kyk, smeer dit aan julle oë, dra wit klere as die teken dat julle aan my behoort, want ek is vir ewig. En wat sê julle dan sien, die draak in wie se hand julle weggetrek word van my, wat julle getuienis doodmaak, wat julle lou maak, wat die warmheid by julle wegvat om te kook vir die koning. Sien my en hoor hoe klop ek aan die deur buitekant, want julle is my belangrik, julle is die gemeente, bekeer julle, metanoïte, laat jou denke verander, sien en kyk, ek staan by die deur van jou hart en ek klop, want ek wil as iemand my stem net kan hoor binnekant, en my oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom, die feesmaal hou, en hy saam met my. Hy sê dit nie vir heide nie, hy sê dit vir gemeentelede. Jy moet net weer bietjie aan die tafel saam met my kom sit. Wie dink wat ek vir jou gedoen het, die brood vat en die wyn vat. En dan elkeen wat dit sal doen, en my toelaat, hulle sal die oorwinning behaal, en vir hulle sal ek saam met my op die troon laat sit.